Nou vriende, wat 'n voorreg om weer die woord van die Here te kan oopmaak en ons het alreeds kosbare gedagtes uit God se woord met mekaar gedeel vanuit Kolossense die 3de hoofstuk en ons het gister bietjie stilgestaan by die gedagte van uitverkorenes en wat dit beteken en u is baie welkom as daar enige navraag is, dan kan ek bietjie met u gesels daaroor. Vir u gesê, ons verstaan nie die volle omvang en die som van God se genade en sy gedagte en sy verlossingsplan nie. Maar een ding wat ons kan sê met sekerheid, as ons vanmôre gered is, as ons weergebore is, dan is ons uitverkorenes van God. Maar die Bybel sê ook dat ons geliefdes is. Onthou u nog die woorde van Kolossense 3 vers 12? Beklee hulle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, en dan praat hy van waarmee ons moet beklee. Het vir u gesê dat 'n uitverkorene is ook 'n heilige. Wat beteken dit? Vriende, as ons sê ons is geheiligde mense of heiliges, dan praat ons nie van 'n standbeeld wat opgerig is in een of ander kathedraal of een of ander Romeinse kerk en 'n standbeeld van Petrus of van Johannes of van Stefanus en ons sê dit is heiliges nie. Nee, heiliges is mense wat uit genade gered is en nou eenkant geplaas is vir God om in sy diens te wees, om vir hom te werk en om te verander meer na die beeld van Jesus. Nou ons weet ons leef nie altyd soos heiliges behoort te leef nie. Maar God is op pad met ons. Hy noem ons heiliges. Daarom sê 1 Petrus 1 vers 14 en 15, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Ons moet in ons hele lewenswandel heilig word. Daarom, 'n uitverkorene is 'n heilige, dis iemand wat gered is, dis iemand wat nou weet God het 'n werk in sy siel gedoen, en voortaan lewe hulle soos heiliges, eenkant gesit vir God, om in sy diens vir hom iets te beteken en dan ook te verander na die beeld van sy seun Jesus Christus. Maar die Bybel noem ons ook geliefdes. Dis vir my so treffend, dat God die skepper van hemel en aarde my sy geliefde noem. Nou vriende, as kind van die Here, is u en ek in Jesus Christus, die objek en fokuspunt van God se oneindige, ewigdurende liefde. Wat beteken dit? Kom ek lees vir die Romeine 8 vers 31. Daar staan, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dis 'n vraag wat gevra word. As God vir my en jou is, as sy kinders, as hy uitverkorenes, as hy heiliges, as hy geliefdes, wie kan teen ons wees? Die wêreld kan teen ons opstaan, vriende, familie en vyande kan teen ons opstaan. As God vir ons is, dan kan ons sê, is ons veilig, beskik ook in sy liefde. Vers 32 sê, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Nou vra Paulus, sal verdrukking ons skei, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? En dan antwoord hy dit. Hy sê, ek is versekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordig, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. So met ander woorde, niks sal ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. So nou kom die Bybel en hy sê vir ons baie duidelik, hy sê vir ons dat as heiliges, as geliefdes, as uitverkorenes, is daar sekere dinge wat ons moet aflê, maar daar is sekere dinge waarmee ons moet beklee. En vriende, die eerste ding waarna ons gaan kyk is, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming. U sien, dit is juis aan ons as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, dat die opdrag kom dat ons moet beklee, ons geestelik reg moet aantrek, dat ons lewe na buite ons hart van binne aan ander sal wys. En wat beteken die gedagte van innerlike ontferming? Vriende, innerlike ontferming is om 'n diepgaande, vanuit die hart komende ontferming teenoor 'n ander te bewys. Innerlike ontferming is om barmhartigheid te bewys. Dis om genadig in my handelinge teenoor ander mense te wees. Dit is 'n diepgaande gevoel wat oorgaan tot aksie wanneer ek ander in nood bystaan. Onthou, ongeredde mense
kan nie verstaan wat God vir ons as sy kinders in die woord opteken nie. Ongeredde mense kan nie God se opdragte uitvoer nie. Ongeredde mense sien hierdie opdragte van God as vreemd en hoe pas dit op my lewe? En dan besef hulle maar, ek wil nie dit doen wat die Bybel vir my sê nie, want ek is nie 'n kind van God nie. Ek is nie 'n uitverkore nie, ek is nie 'n heilige nie, ek is nie 'n geliefde nie, ek het nie my sonde bely nie, ek behoort nie aan Christus nie. Daarom maak hierdie goed nie vir my sin nie. Daarom is dit belangrik, vriende, as ons toorn en woede en boosheid en laster aflê, moet ons die ander kant, die innerlike ontferming opneem en onsself daarmee beklee, om ook vir ander mense te wys wat God in my hart gedoen het. Niemand kan in jou hart inkyk en sien of jy gered is al dan nie. Hulle sien in jou werke of daar 'n werk van God in jou siel gedoen is. Daarom, innerlike ontferming is 'n diepgaande, vanuit die hart komende ontferming teenoor ander mense, om barmhartigheid te bewys. Ons vind hier dieselfde gedagte, vriende, in die optredes van Jesus en ander Bybelse figure. Ons dink aan Matteus 9:36. Toe Jesus die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. So die Here Jesus het hierdie innerlike ontferming vir ons kom tentoonstel, juis in die manier waarop hy die skare gesien en dan ook die skare gevoed en hanteer het. Ons dink aan die barmhartige Samaritaan, Lukas 10 vers 33, maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hierdie man wat deur die rowers oorval was, afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. Hy het nie begin redeneer en gesê, is hierdie man wit of swart, is hy vyand of is hy vriend, is hy 'n landsburger of is hy 'n vreemdeling nie. Hy het 'n man in nood gesien. En toe hy hierdie man sien, toe kom daar in sy hart hierdie innige gevoel van jammerte. En hy het hom oor hierdie man ontferm. En die Bybel sê hy het sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi, en hy het hom sy eie pakdier gehelp, en hom na die herberg geneem en vir hom gesorg, en selfs geld gelaat en gesê, as ek terugkom, en die rekening is hoër as dit wat ek gegee het, sal ek ook daar die prys betaal. Dit is innerlike ontferming. Kind van God, uitverkorene, geliefde in die Here, geheiligde, ek en jy moet elke dag vra, Here, leer my wat is innerlike ontferming. Ons dink aan die vader van die verlore seun. Hierdie verlore seun is arrogant. Hy soek sy erfporsie terwyl sy pa nog lewe. Hy vat sy goed, hy gaan bring dit deur met sondaars. En op 'n stadium kom hy terug, en die Bybel sê in Lukas 15 vers 20, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Is dit nie vir u pragtig nie? Hoe die Bybel hierdie goed vir ons in prentjies illustreer. Ek sien hoe hierdie vuil vodde seun, vuil hare, baard wat gegroei is, miskien 'n vuil gesig en hande en voete. Hy het nie 'n skoene meer aan sy voete nie. Klere is versluit en hy kom afgestap op hierdie paadjie want hy weet sy vader se huis lê daarvoor. En terwyl hy nog aangestap kom die vader aangehardloop en hy sê nie vir hom, luister jou stinkende, vuil, ongewaste kind, gaan maak jou skoon voor ek en jy gesels oor hierdie boosheid van jou nie. Nee, hy omhels hom, hy soen hom hartlik. Daar is 'n dankbaarheid in sy hart dat sy seun lewendig vir hom teruggegee is. Dis presies wat my en jou gesindheid moet wees. Innerlike ontferming. Vriende, dis net God wat deur sy gees hierdie innerlike ontferming in ons harte kan bewerk. Jesus gee ons die duidelike opdrag in Lukas 6 vers 36. Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. Jy sal onthou met die definisie van innerlike ontferming, beteken dit om barmhartig te wees teenoor mense. Matteus 5 vers 7 sê, salig, in die hoogste mate gelukkig, dis wat die woordjie salig beteken. In die hoogste mate gelukkig is die barmhartiges, is die mense wat innerlike ontferming het, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Ag, die gebed van my hart is, vriende, dat ons hand in eie boesem sal steek, en kyk of dit nie miskien melaats uitkom nie. Dis maar 'n uitdrukking wat die Ou Testament gebruik, toe die Here vir Moses dan hierdie opdrag gegee het om sy hand in sy kleed te steek, en toe hy dit uittrek, toe was dit melaats. Ek moet ook seker maak dat ons nie verander breek terwyl ons self verwerplik is nie. Dat ons nie verander sê, julle moet innerlike ontferming toepas, maar ons doen dit self nie. Dis nodig dat ons, wanneer ons lewe leef, dit sal toets aan die hand van die woord,
en sal vra, Here, is ek besig om dinge af te lê soos toorn en woede en laster en lieg en of leuns en al hierdie dinge, en is ek aan die ander kant besig om my te beklee met dinge soos innerlike ontferming, en môre gaan ons bietjie kyk na wat goedertierenheid beteken ensovoorts. Die gebed van my hart is, vriende, dat die Here vir my en vir jou wysheid sal gee, dat ons skynende ligte sal wees, toonbeelde van God se werk in ons binneste, wat na buitekant toe uitwerk, sodat ons dan ook innerlike ontferming aan mense kan bewys. Dit beteken nie ek moet my oortuigings en dit wat ek glo wat die woord vir my leer, tersyde stel om mense te akkommodeer nie, maar nee, dis wanneer mense in nood is om te sê, ek steek 'n hand van liefde uit, en ek help hulle, sodat hulle dan ook kan sien dat Jesus in my woon, en soos hy innerlike ontferming teenoor ander mense betoon het, dat ek as sy kind presies dieselfde sal doen, want 'n leerling kan nooit bo sy meester wees nie. As ons Here dit gedoen het, dan sal ons as sy kinders dieselfde doen. Mag die Here ons genade gee, dis nie maklik nie, maar mag hy vir ons wysheid gee in die uitvoering van hierdie opdrag. Groete vir u, mooi dag verder, tada.